Palm Sondag het ons gedeel oor die gedeelte in Johannes 5, waar Jesus 'n man wat 38 jaar verlam was, ontmoet het by die poel van Bethesda. En ons het deur sy storie gepraat en wat die Here vir hom gedoen het en wat die skrifgeleerders vir hom gevra het. En wat vir my interessant was toe ek voorberei hierdie week is net die totale minagting vir dit wat die Here gedoen het in daai man se lewe. Deur die fariseërs om hom te vra, wie het gesê jy kan loop? Of wie het gesê jy mag jou mat dra op die Sabbat? Daai ou het 38 jaar gelê en hulle worry oor die mat wat gedra word. En toe toe Jesus daai man weer ontmoet in die tempel, sê hy vir hom, gaan en sondig nie meer, sodat iets ergers nie met jou gebeur nie. En wat vir my baie interessant is wat daai man daarna gaan doen het. Hy gaan toe na die fariseërs toe, of die Jode, en hy sê vir hulle, dis hy wat my genees het. En hy gaan pimp op Jesus. Hy gaan sê vir hulle, is hy wat my genees het. Nie dankie nie, niks nie, hy gaan sê vir hulle, dis daai ene. En dit het 'n hele gesprek veroorsaak, wat ons nou meer na gaan kyk, vanaf vers 17 af. So ek wil graag vir ons lees, Johannes 5 vers 17, nou kom ek in Korintiërs, Johannes 5 vers 17. En hieroor het vanaf vers 16, en hieroor het die Jode Jesus vervolg en probeer om hom dood te maak, omdat hy dit op die Sabbat gedoen het. En Jesus het hulle geantwoord, my Vader werk tot nou toe, en ek werk ook. Hieroor het die Jode toe nog meer probeer om hom dood te maak, omdat hy nie alleen die Sabbat gebreek het nie, maar ook God sy eie Vader genoem het en hom met God vergelyk het. Jesus het toe geantwoord en vir hulle gesê, voorwaar ek sê vir julle, die seun kan niks uit homself doen, tensy hy die Vader dit sien doen nie. Want alles wat hy doen, dit doen die seun ook net so. Want die Vader het die seun lief en toon hom alles wat hy self doen. En groter werke as hierdie sal hy hom toon, sodat julle verwonderd kan wees. Die gedeelte is vir my so interessant, want hulle kyk na Jesus se lewe, die fariseërs en die sadduseërs. Hulle kyk na sy lewe, en nie een oomblik staan hulle dalk stil om te sê, luister, hierdie man doen goed wat nie normaal is nie. Hierdie is anderste. Is dit moontlik dat dit wat hy sê, die waarheid kan wees? Nee, hulle kyk nie so daarna nie. Hulle sê, hy sê dit, ons wil hom meer doodmaak. En ek besef dat Jesus die perfekte lewe gelei het. Ek sê nie so nie. God die Vader het so gesê. Hy het die perfekte lewe gelei vir my, omdat hy kan sterf vir my en jou sondes. Hy het alles reg gedoen. Maar die Jode kyk en sê, nee, ons vind fout in hom. Baie stories wat ons kan vir jou vertel oor hom. Niks van dit het substance nie. Niks van dit is op waarheid gebaseer nie. Dit is op hulle opinies gebaseer. En ek besef, as jy as Christen kan alles in jou vermoë probeer om reg te doen, iemand gaan altyd iets te sê. Maar die vraag is, doen jy dit reg in die Here se oë of in jou oë? Of in mense se oë? Hoekom doen jy wat jy doen? Want as jy dit doen vir die Here, en om die Here te behaag en te plesier, dis al wat nodig is. Mense kan maar sê wat hulle dan wil. Nou, in the multitude there is wisdom. So ons kan luister na mense. Maar as die wêreld na jou kyk en sê, nee, hoekom doen jy hierdie, of hoekom doen jy dit? En jy is skriftuurlik reg in jou wandel, hou aan doen wat jy doen. Want daar gaan altyd rede wees, wat iemand gaan soek, om te sê, wat jy mee besig is nie reg nie. Jesus, wat die perfekte voorbeeld gelewe het, vir my en jou, was gekritiseer vir wat hy gedoen het. En ek besef, my en jou maatstaf moet nie die opinies van mense wees nie. My en jou maatstaf moet nie dit wees wat die wêreld sê nie. Dit moet die woord van God wees. En ek en jy moet elke dag
ons die vraag vra, lewe ek volgens die woord van God, of is ek besig om my eie ding te doen? Doen ek wat ek wil? Doen ek wat mense wil behaag? Of doen ek dit wat die Here wil hê ek moet doen? Behaag ek hom in alles wat ons doen? Is jou lewe reg in die oë van die Here, nie van mense nie? Elke dag moet ons onsself daai vraag afvra. Nie in jou oë nie, in die oë van die Here. Want elkeen van ons kan baie redes aan dink hoekom ons reg kan wees in wat ons doen. Maar ons is nie noodwendig reg in die oë van die Here nie. Maar ons het 'n verskoning hoekom ons doen wat ons doen. Ons het 'n rede hoekom ons doen wat ons doen. Maar is jou lewe reg in die oë van die Here? Wat vir my interessant is in hierdie gedeelte, is Jesus sê hy doen niks wat hy sy pa nie sien doen nie. Hy doen alles wat die Here hom wys om te doen. Daai is vir my, dit is vir my so 'n swaar maar goeie gedeelte om te lees, om te sê, Johan, doen jy wat die Here wil hê jy moet doen? Kyk jy wat die Here doen, of doen jy net wat jy wil doen? Want as ek kyk na 'n voorbeeld van 'n pa en seun, daai seun wil presies doen wat sy pa doen, as hy klein is. Hy volg hom, hy loop soos wat hy loop, hy wil dra wat hy dra, hy wil alles doen wat sy pa wil doen. En Jesus het net gedoen wat sy pa vir hom gesê het om te doen. Hy het net gedoen wat sy pa vir hom gewys het om te doen. Maar ek besef, ek en jy, my en jou voorbeeld is van 'n pa, is nie altyd die voorbeeld wat die Here vir ons wil hê nie. Ons lewe in 'n sondige wêreld. Maak nie saak of jy die beste pa het, of die slegste pa het, of geen pa gehad het nie. Daar's invloede wat inkom in dit. En ek besef dat ons uit daai uit 'n vorming kry oor wie God vir ons is, as Vader. En ons kyk en ons sê, nee, my verhouding met my pa was goed gewees, ek hoef niks te verander nie. Of ons kyk en ons sê, nee, ek het nie 'n verhouding met my pa gehad nie, en dit beïnvloed hoe ons na die Here kyk. En daar's statistieke wat ek net vir julle wil wys, rondom die invloed wat paas het. So as 'n kind tot redding kom, die kanse dat daai kind, die gesin na die Here sal lei, is 3.5%. As 'n ma tot redding kom, is die kanse dat daai gesin na die Here toe sal draai 17%. As 'n pa tot redding kom, die kanse dat daai gesin die Here sal dien en na die Here toe sal draai 93%. En ek besef hoekom is daar so 'n groot aanval op paas en op mans en die rol wat hulle moet vul. En ek besef ons moet regtig kyk na wat ons doen as paas en mans. Wat is ons mee besig? En ek het vir jou 'n vraag vandag as 'n pa. Wat leer jy jou kinders? Leer jy hulle die weë van die Here? Of leer jy hulle die weë van die wêreld? As jou kind jeug toe kom, of kinderkerk toe kom, dit is net 'n aanvulling vir hulle lewe. Die primêre plek waar jou kind opgevoed moet word, in die woord en in sy lewe, is by die huis, by jou, in die gesin. Nie by die kinderkerk of by die jeug nie. Nie by 'n leefgroep nie. By die huis, waar jy tyd uit moet koop om met hom te spandeer. Ek sien hierso dat hy sê die Vader het die seun lief en hy wys hom alles wat hy doen. Die Vader het die seun lief en hy wys hom alles wat hy doen. Daai woorde om alles vir jou kind te wys omdat jy hom liefhet, is vir my baie spesiaal om te dink dat God Jesus so lief gehad het dat hy tyd met hom spandeer het. Hy wou alles doen om hom te wys presies wat hy moes doen. En ek dink aan my dogter wat sy kyk nou alles so uit. En as iewers het dit vasgesteek. My vrou het haar hemp ingesteek in haar broek en nou wil my dogter alles wat
of alles wat kan insteek. Daar's nie 'n rede hoekom dit ingesteek moet word nie. Nou, dis nog oukei as die hemp 'n bietjie lank is en hy's ingesteek, dit lyk bietjie vreemd, maar sodra sy 'n rok probeer steek, raak dit rof. En dis 'n gestryery en 'n bekleierery dat sy net moet verstaan, jy kan nie hierdie net insteek nie. Daar's sekere goeders wat ingesteek kan word, nie alles nie. En sy verstaan nog nie daai ene dat alles nie ingesteek kan word nie. So alles word ingesteek op die oomblik. Maar ek besef, sy kyk op na haar ma. Sy kyk presies wat haar ma doen. En ek besef, ons kyk op na ons paas. Na vaderfigure wat ons het in ons lewens. En ons doen dit nie net as kind nie. Ons doen dit nou nog. Daar's iemand wat jy na kyk en sê, daai ou doen dit reg in daai aspek. Daai ou doen dit. Daai ou so. En ons kyk na verskillende aspekte en ons het voorbeelde van hoe ons dink dit moet wees of hoe mense dit vir ons uitbeeld. Jesus het ook 'n voorbeeld gehad van 'n aardse vader. Josef was sy vader op die aarde gewees. Hy het 'n voorbeeld gehad, maar nêrens in die skrif sien ek dat hy ooit verwys na iets wat Josef vir hom geleer het nie. Hy verwys heeltyd na sy Vader in die hemel. Ek en jy kom uit verskillende agtergronde uit. Elkeen van ons wat hier sit. Jy kan in dieselfde huis groot geword het en jy sal die boetie en die sussie of die twee boeties sal iets anders te beleef in hulle ouer huis. Niemand beleef dieselfde ding oor dieselfde situasie. Ons almal is uniek in dit. En ek besef, al was dit goed en al was dit sleg, ons het 'n voorbeeld wat ons na kyk en ons wil daarna lewe. Maar die Here het 'n weg gemaak vir my en jou om nie na 'n aardse pa te kyk nie, maar na hom te kyk as ons Vader en sy voorbeeld te volg. As jy 'n wedergebore Christen is, nooi hy jou uit om te sê, laat ek jou wys hoe lyk dit om my kind te wees. In Johannes 20 vers 17 staan daar geskryf, julle kan soontoe blaai, Johannes 20 vers 17 staan daar. Jesus sê vir haar, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie, maar gaan na my broeders en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader, en my God en julle God. Wat vir my interessant is, hy sê, my Vader en julle Vader eerste, voordat hy sê my God en julle God. God die Vader het die begeerte om in verhouding te wees met elkeen van ons, soos sy kinders. Hy wil presies weet wat aangaan in jou lewe. Hy nooi my en jou uit om in verhouding met hom te kan staan. Ons moet nie bang wees vir die Here nie. Jesus se prys, wat hy betaal het aan die kruis vir my en jou sondes, is genoeg om ons skoon te was van enige skuldgevoel wat jy mag hê om die Vader te wil nader. God kyk na ons deur die bloed van Jesus en hy sien jou as sy kind. Maar die probleem kom in by my en jou gedagtes. Die probleem kom in by my en jou persepsie oor hoe ons 'n Vader sien. En dit is wat vandag aangespreek moet word. Hoe kyk ons na die Vader? Want ek en jy moet 'n keuse maak om te sê, gaan ek by die Here se voete gaan sit en hom vra, Here, leer my, hoe lyk hierdie om u kind te wees? Of gaan ek vashou aan die verlede en my verdraaide sienswyse rondom 'n pa en net aanhou met hierdie voortploeter en nooit op 'n plek kom waar die Here ons aan kan raak en ons kan sien as pa nie. Wanneer jy in jou binnekamer is dit vir jou 'n plek van vrees of is dit 'n plek waar jy werklik net kan sit en sê, Here, ek wil net by u wees. Vir die Here sê hoe lief jy hom het
en hoe dankbaar jy is? Of is dit 'n plek waar as jy instap en ek wil eintlik, hierdie is nie waar ek wil wees nie. Want dan verstaan ons nie die hart van God reg nie. Ek en jy moet kies om te sê, Here, ek het 'n verlede, dis waar. Elkeen van ons het iets wat ons uitkom. En ek minag dit nie. Maar jy moet kies of dit jou gaan terughou van voluit saam met die Vader, en of dit jou vir jou 'n realiteit is en jy sê, Here, ek wil verby hierdie beweeg. Ek wil verby hierdie kan kom en ek wil U ontmoet as my Vader. Ek wil U leer en sien in die woord wat sê U van my. Ons kom uit verskillende huise. Ons kom uit verskillende kerke. Elkeen van ons was al in kerk gewees. Ek dink Elias is die enigste ene wat die eerste keer al in 'n kerk was. Dalk een of twee ander. Maar meeste van ons het al 'n geskiedenis met kerk. So ons het vooropgestelde idees van wat ons dink dit is om in 'n verhouding te staan met die Here. Of hoe godsdiens lyk. Maar ons moet daai afbreek en sê, Here, wys vir my hoe lyk dit om U kind te wees. Wys vir my hoe lyk dit om U te gehoorsaam. Ek en jy moet die voorbeelde wat ons het van ouerskap een kan sit en vir die Here sê, Here, wys my, wat wil U hê van my? Elke dag. Nie net een keer nie. Elke dag moet ons dit doen. In Romeine 12 staan daar, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Elke dag moet ons gedagtes vernuwe en in lyn kry met die woord. Soos wat my kinders groter word, so besef ek het een ding agter die rug gekry, en dan kom hier 'n volgende uitdaging. En dan kom daar 'n volgende ding wat vasgehak het en wat nie sin maak nie, dan moet ek weer gaan sit, Here, asseblief help my. Ek kort U hulp, elke dag. Ek kan hierdie nie alleen doen nie. As ek dit alleen gaan doen, gaan dit glad nie goed uitdraai nie. Ek kort U. Ons moet afhanklik wees. Maar hoe is ons afhanklik van iemand wat ons nie eers 'n konsep van verstaan, van die Vaderhart en die begeerte wat die Here het om in verhouding met ons te kan staan nie? Jesus maak die weg vir my en jou om in verhouding te wees met 'n heilige God. Maar dit is my en jou keuse of ons daai weg gaan vat of ons dit nie gaan vat nie. Ek en jy moet kies of ons dit wil vat of nie. Die vraag wat jy jouself moet vra is, van wie is jy 'n disipel? Is jy 'n disipel van jou pa? Is jy 'n disipel van jou baas? Is jy 'n disipel van 'n pastoor? Van wie is jy 'n disipel? Want daar's een persoon wat jy 'n disipel van moet wees en dis Jesus. En as jy sy disipel is, dan volg jy sy voorbeeld. Nie iemand anders se voorbeeld nie. Nie iemand anders se planne nie. Sy voorbeeld en sy planne. Eendag gaan ek en jy geoordeel word. Ons gaan voor die groot oordeelstroon van God staan. Wie beter om by te kan leer wat is die standaard wat hy wil hê ons volgens moet lewe as die ene wat ons gaan oordeel. Ons kan opinies hê en ons kan planne maak en ons kan goeie sê, maar as ons nie die woord gaan vat en sê, Here, wys my, wat is U standaard nie, dan is ons op 'n slegte plek. Want eendag, ek kan iets sê, en dit kan verkeerd wees, en niemand kom dit eers agter nie. Maar as ons terug kan gaan na die woord, en sê, Johan, dit wat jy gesê het, was nie reg nie, dan kan ons reg maak. Die Here moet ons standaard wees van wat reg is en wat verkeerd is. In vers 22 en 23 staan daar, want die Vader oordeel ook niemand nie, maar het die hele oordeel aan die Seun gegee, sodat almal die Seun kan eer, net soos hulle die Vader eer. Wie die Seun nie eer nie die Vader wat hom gestuur het nie. Die mag van oordeel is oorgegee aan die Seun.
En Jesus sê, Jesus sê hier, wat God sê, is, as jy die Seun nie eer nie, eer jy nie die Vader nie. Die wêreld sê, all roads lead to Rome. En Jesus sê, daar's een weg wat na die Vader lei. Nie baie nie. Een weg wat ons kan stap. Daar's een geloof wat Jesus eer, en dis Christendom. Geen ander geloof nie. As iemand na my toe kom en sê, maar wat van die, want dit is ook goed, en ek ry van Rustenburg af in die week, en daar's 'n bord wat sê, die moslems glo ook in Jesus, maar dat hy net nie die laaste profeet was nie. So hulle sê, hy bestaan, en hy's daar, maar hy's net nie die laaste profeet gewees nie. So hulle eer hom nie, vir die posisie, wat God hom ingesit het nie. Wie die Seun nie eer nie, eer nie die Vader nie. Om iemand te eer, beteken, dat jy bereid is om hulle ook te gehoorsaam. Ek kan nie sê, ek eer my vader en my moeder, maar wanneer my ma of my pa of my iets gesê het om te doen, dan trek ek dwars en ek doen iets anders te nie. En as hulle vra, hoekom doen jy dit? Nee, ek eer julle. Dis mos nonsens. Ek eer hulle dan mos glad nie, as ek iets anders te doen nie. Ons kan nie sê, ons eer die Here, maar ons doen teenstrydig met sy woord nie. Ons lewe teenstrydig met wat hy vir ons sê nie. Ek kan nie sê, ek eer die Here en ek leer julle iets wat teenstrydig is met die woord van die Here nie. Ek kan nie sê, ek eer die Here en ek sê vir julle, daar sekere goeders in die Bybel wat julle nie meer hoef te gehoorsaam nie. As die Here dit nie weggevat het in die skrif, wat 'n mens duidelik kan sien, dat dit volbring is, byvoorbeeld, daar's voorbeelde van Jesus in die Ou Testament, en is volbring aan die kruis. Daar's goeders wat nie meer van toepassing is op ons nie. Maar dis nie ek wat kies of dit van toepassing is nie, dis die woord wat bepaal of dit van toepassing is of nie. Ek kan nie vir jou sê, moenie jou vader en jou moeder eer nie. Ek is nie die hoogste gesag nie. God is, sy woord is. Lewe ons volgens sy woord, of lewe ons volgens wat ons dink reg en goed is? God is 'n regverdige God. Omdat hy regverdig is, kan hy nie sonde los nie. Omdat hy regverdig is, het hy 'n weg gemaak vir my en jou om vry te kom van ons sondes. As ons nie weet wat om te doen nie, moet ons kan teruggaan na die woord en sê, Here, wys my, hoe lyk u hart? Die oordeel van Jesus gaan perfek en regverdig wees. God se standaard is nie die standaard van mense nie. Besef julle dat elkeen van ons weer lewendig gaan wees na die dood. Elke persoon, goed of sleg, gaan opstaan. In vers 29 staan daar, en sal uit die wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van die veroordeling. So, goed of sleg, jy gaan opstaan. Ons het al hieroor gepraat, om te sê, dat daar's een van twee plekke waar jy ewigheid kan spandeer. Ewige lewe, of ewige verderf. En die vraag is dit werklik vir jou 'n realiteit? Is dit werklik iets wat jy besef? Want as ons dit besef, dan is my vraag, hoe ernstig is dit vir jou, as jy iemand sien, wat op pad is, na die ewige verderf toe, om met hulle die waarheid en die liefde van God te deel? Of kyk ons maar net weg en sê, Here, ek weet nie hoe ek dit gaan doen nie. Hoe deel ek met hierdie persoon? Hy is so ver daai kant toe, ek weet nie eers nie. Ek wil vir jou sê, dit is nie jou krag om dit te kan doen nie. Dis die Here se krag binne in jou, wat jou in staat stel, om die waarheid te deel met iemand wat dit nodig het. As die Here dit nie met my gedeel het nie, as ek nie op 'n plek besef het, dat ek
al die pad hel toe gaan, as ek so aangaan nie, het ek nie hier gestaan vandag nie. Iemand moes dit met my deel. Maar ons voel skuldig, ons voel, hoe kan ek dit vir iemand sê? En ons doen dit nie. Ons sê nee, ek sien nie kans vir dit nie. Ek wil hê jy moet verstaan, dat jy nie gaan slaap in die hemel of in die hel nie. Jy gaan by jou volle bewussyn wees, en alles beleef wat jy deurgaan. En as jy in die hel gaan wees, gaan dit die grootste nagmerrie vir jou wees, vir die res van ewigheid. Is dit vir ons 'n realiteit? En gee ons dan so min om vir mense, dat ons dit nie met hulle wil deel nie. Want ek het al verby iemand gery, dan sê ek, Here, ek sien nie nou kans nie. En soos wat ek voorberei, kom klaar die Here my nie aan nie, maar hy kom wys vir my, Johan, gee jy werklik om vir waar mense gaan opeindig? En dis ons vraag. Gee jy werklik om vir waar mense gaan opeindig? Eerstens jouself en dan ander mense. Ek en jy moet nie uit 'n plek met iemand praat om hulle te veroordeel nie, of om kwaai te wees met hulle nie. Maar ek en jy moet met iemand deel, dat hulle God se hart kan hoor agter dit. Want Jesus het gesterf vir elke persoon aan die kruis. En hy kies om my en jou te gebruik, om uit te gaan, en daai goeie nuus te deel met die wêreld wat dit nodig het. Besef ons dat dit God se hart is. Glo ons dat dit sy hart is. In 1 Korintiërs 6 vers 9 gaan ons nou lees. En hierso skryf Paulus en hy sê wie die koninkryk van God nie gaan beerwe nie. 1 Korintiërs 6 vers 9 tot 10. Of weet julle nie, dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerwe nie? Moenie dwaal nie, geen oreerders, of afgodieners, of egbrekers, of wellustelinge, of sodomiete, of diewe, of gierigaards, of dronkaards, of kwaadsprekers, of rowers, sal die koninkryk van God beerwe nie. En dit was sommige van julle, maar julle het jul laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig, in die naam van die Here Jesus, en deur die Gees van onsse God. Daai woorde, en dit was sommige van julle. Ek was meer as een van hierdie gewees, op een slag. En die Here het gekom, en 'n werk in my kom doen. Ek deel hierdie nie, dat julle moet sleg voel nie. Ek deel hierdie, om te sê, hierdie is God se standaard. Dis nie vir my en jou om te besluit, wie die koninkryk van die Here gaan beerwe nie. Dis vir my en jou, om die evangelie te deel, met mense. Sodat hulle kan sê, dit was wie ek was, maar dit is nie meer wie ek is nie. In die week ry ek en my vrou, en ek sê, ek praat met Jannie en ek sê, hoe ons iets deel maak baie saak, en my vrou gaan hier langs my so. En ek besef dat ek wil so maklik net inligting oordra, dat ek nie tyd het om stil te staan en te verduidelik nie. En my vrou hier langs my besef, maar ja, nee, dis presies wat met my gebeur. Ek deel net met haar en ek sê, daar's nie nou tyd om alles mooi te praat nie. Vat dit soos wat dit is, of los dit, dis jou keuse. Maar hoe ons iets oordra, maak baie saak. Jy kan 'n waarheid met iemand deel, dat hulle die liefde kan sien in jou lewe, en in jou oë, en in jou hart vir hulle. Dat hulle daai waarheid kan vat, nie as veroordeling nie, maar dat hulle daai waarheid kan vat en sê, ek besef, hierdie is nie reg nie. Want dit is hoe ek en jy dit moet oordra. Ons moet nie met 'n hart van oordeel dit oordra om te sê, waar jy, nou, as jy so aangaan, eindig jy nie hel op nie. Ek en jy moet dit kan doen, met die hart van God om te sê, draai weg van wat jy mee besig is.
Hou op wat jy mee besig is, om die waarheid vir hulle te wys, waar dit gaan opeindig, maar nooit met 'n hart van veroordeling nie. Maar met 'n hart wat kompassie het en besef, as daai persoon nie weg gaan draai van daai lewe nie, gaan hy ewigheid sonder God hê. Ek gun dit nie vir my grootste vyand nie. Want daai plek is waar ek nooit iemand wil hê nie. Daai plek is gereserveer vir die duiwel en sy engele, en vir die wat kies om die Here nie te dien nie. Vir die wat kies, wat die geleentheid gehad het en sê ek wil nie hom dien nie. Eendag gaan elkeen van ons rekenskap gee voor God. En ek wil hê, julle moet die vraag vir julleself vra. Wanneer ek die geleentheid kry om met iemand te deel oor die Here, gaan ek dit doen of gaan ek dit nie doen nie? Want eendag gaan daai persoon voor die Here staan. En jy is moontlik daar naby. En die Here sê vir hom, dit en dit en dit is hoekom jy nie die koninkryk kan beerwe nie. En daai persoon sê, maar ek het dit nie geweet nie. En hy vra, Johan, het jy geweet? En ek moet met 'n rooi sig daar staan en sê, skus, ek het te veel omgegee wat jy van my gaan dink, om die waarheid met jou te deel in liefde. En ek besef, dat dit is nie my voorreg as 'n dienskneg van die Here, om te kies, wat wil ek deel met mense en wat wil ek nie deel met mense nie. Ek moet die woord van die Here met mense deel. Hoe ek dit deel, kan ek kies. Gaan ek dit in liefde doen? Of gaan ek dit doen met veroordeling? Ek kan vir hulle sê, draai weg van wat jy doen. Die Here het jou lief, daar's genade. Of ek kan vir hom sê, draai of braai. Dis jou keuse. So ek en jy moet kies, hoe benader ons die woord van die Here? En hoe deel ons dit met mense? Waar jy en die mense in die wêreld ewige lewe gaan spandeer, is vir die Here belangrik. Dit was vir hom so belangrik, dat hy bereid was om sy lewe te gee, vir my en jou, om die vermoë te hê, om nie hel toe te gaan nie, om ewigheid met hom te spandeer. Hy het sy lewe gegee, en ek en jy is baie keer bekommerd oor ons reputasie, of wat iemand gaan dink, en ons kies om nie die waarheid met hulle te deel nie. Ons kies om te sê, ag, is okay. Ons bid vir jou. Ons moet bid. Maar ons moet ook in liefde met mense kan praat en die waarheid deel. Ek wil afsluit met hierdie vraag. Kyk ek en jy na God soos 'n pa wat ons wil leer hoe om dinge te doen? Of kyk ons na God as hierdie persoon of mag wat as hy jou sien, wil hy jou verorber? Hoe kom ons na die Vader toe? Kom ons met vrymoedigheid of kom ons met 'n bang hart na hom toe? Jy moet jouself nou daai vraag vra. En word sy hart vir verlore mense my en jou hart? Want dit is sy hart. Hy wil nie dat een mens verlore gaan nie. Is dit my en jou hart? Of is ons meer bekommerd oor ons reputasies? Ek wil nou 'n oomblik vat, dat ons hierdie woord toe sal pas. As jy nie die Here ken as jou Vader nie, wil ek hê jy moet dit neerskryf nou. En sê, Here, ek wil U leer ken as my Vader. Wys my U Vaderhart. As jy hom ken as Vader, vra hom, Here, openbaar meer van U Vaderhart aan my. En as jy nou aan iemand gedink het, dalk aan jouself, of aan iemand wat die Here nie ken nie, gaan jy daai naam neerskryf, en sê, Here, wys my en help my, hoe om by hierdie persoon uit te kom. Gaan jy bid vir daai persoon, en dan in aksie by daai gebed sit, om te sê, okay, Here, wanneer U weer die geleentheid gee, gaan ek U met hom deel. Kan ons dit doen? En dat die Here ons verantwoordelik hou vir dit wat ons doen. So ek wil vir ons bid. En ek wil werklik dat as jy 'n naam het
Dat jy dit sal neerskryf en dat jy dit nie net sal neerskryf en dit nie deel nie. En as jy nie 'n naam het nie, dan moet jy bietjie in die mol gaan uithang of ietsie. By iemand uitkom. Want dan as jy omring met te veel gelowiges, dan moet ons werklik in die wêreld uitkom. Want ons moet die lewe, ons moet die begeerte hê om mense die ewige lewe te kan wys. So as jy daai naam neergeskryf het, wil ek regtig hê jy moet dit doen. Al is dit so 'n knop in jou keel wat trek. Wees gehoorsaam teenoor die Here en dit wat jy vir hom sê om te doen.